Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 17 April vir verdere studie. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Christ's Object Lessons, bladsy 160. Hoe nader ons aan Jesus kom en hoe duideliker ons die skoonheid van sy karakter raak sien, hoe duideliker sal die uitermate sondigheid van sonde vir ons uitstaan en hoe minder sal ons selfverheffing begeer. Wie beskou die Hemelkoning as heilig is? Dit is diegene wat die heel laaste is om met hul eie goedheid op die koop te loop. Ellen G. White, Christ Object Lessons, bladsy 160. Die volgende aanhalings gaan ons lees uit Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 436 en 437. Die ontvang van eerbewyse. Dit is nie wat voorrang moet geniet nie, maar nederigheid. Ten einde 'n verhewe posisie in die samelewing te beklee, kies die Hemelkoning die tipe werker wat, net soos Johannes die Doper, bereid is om die laagste posisie aan die voete van die Here in te neem. Wanneer dit by die werk van God kom, is die mees kinderlike disipel die mees doeltreffende. Vir God is samewerking tussen die verhewe denke van sy hemelhowe en die mens wel moontlik, mits daardie persoon sieleredding en nie selfverheffing nastreef nie. Sodra 'n man of vrou hulle self verhef, tot die oortuiging kom dat God se groot verlossingsplan nie sonder hulle kan slaag nie, sit die Here sy werk sonder sulke mense voort. Blote onderrig oor die aard van sy koninkryk was nie genoeg vir Jesus se disippels nie. 'n Hartsverandering is wat hulle benodig het om in pas met die beginsels van daardie koninkryk gebring te word. Die eenvoud, 'n afsterf van die eie ek en liefde met die kinderlike vertroue, dit is die eienskappe wat die Hemelkoning op prys stel. Dit is die karaktertrekke van die ware grootsheid. Elkeen wat opregte berou toon, is kosbaar in die oë van die Here. Dit is nie rykdom of intellektuele sukses wat bepaal of die Here sy seël van goedkeuring aan iemand sal gee, al dan nie, maar te mate waartoe daardie persoon aan Christus verkleef is. Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 436 en 437. Vraag vir bespreking. Vraag nommer 1. Lees Matteus 23 vers 12, Psalm 25 vers 9 en Psalm 149 vers 4, sowel as Jakobus 4 vers 6 en vers 10. Watter verdere insigte oor trotsheid of hoogmoed en nederigheid kry mens uit hierdie skrifgedeeltes? Matteus 23 vers 12 sê, wie homself verhoog, sal verneder word en wie homself verneder, sal verhoog word. Psalm 25 vers 9 sê, hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Psalm 149 vers 4 sê vir ons, want die Here het 'n welbehae in sy volk, hy versier die ootmoediges met heil. Jakobus 4 vers 6 en vers 10 sê vir ons, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Vraag nommer 2. Ellen G. White gebruik die uitdrukking in Christ Object Lessons om met hul eie goedheid te koop loop. Wees nou eerlik met jouself. Het jy dit onlangs gedoen? Watter uitwerking het dit op jou bande met God gehad? Wat van jou bande met die wat daardie spoggery moes aanhoor en sien? Vraag nommer 3. Watter gedeeltes van jou lewe het verandering nodig, sodat jy jou voor die Here kan verootmoedig ten einde 'n nouer wandel en sterker verhouding met hom kan hê? Ter opsomming,
Trotsheid, verwaandheid of hoogmoed is soms een van die grootste struikelblokke in die gelowige se strewe om toe te neem in Christus en 'n hegte verhouding of band met die Here te hê. As ons egter selfgenoegsaam is en nie ons groot behoefte aan hierdie hegte verhouding met God besef nie, is daar geen sprake van so 'n strewe nie. In teenstelling met hierdie trotse argeloosheid, was Jesus die nederigste persoon op aarde en die volmaakste voorbeeld van hoe mense 'n hegte verhouding met God nastreef. Kom ons sluit af met gebed. Liewe Vader, ons kom weer eens na U met baie dankbare harte. Liewe Heer, ons is dankbaar vir die voorreg dat ons elke dag kan leer van U, dat ons die voorreg het om elke dag uit U woord te leer. Liewe Heer, seën asseblief hierdie studie wat ons hierdie week bestudeer het. Liewe Heer, laat elke woord op ons harte bly, dat ons 'n nouer en hegter verhouding en band met U kan hê. Ons bid en vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.